François gaan vir ons net open met gebed. Hy gaan vir ons net dankie sê. Hier kan ons sommer hier so staan sommer saam met Joma. Ja, staan sommer nie. Kom ons staan net so, dan maak ons oë toe en François gaan net vir ons open met gebed. Dankie Heer dat ons vanoggend hier kan sit. Help die mense wat siek is en sorg dat hulle geld kry. Help die mense wat in die hospitale is. Amen. Amen. Beautiful, dankie my Joma. Baie dankie. Is dit nie mooi nie? Hey, jy kan. Hoe mooi is dit? Hoe mooi is dit? Larissa, jy is aan die woord. Sy het vir ons 'n demonstrasie wat sy gou vir die kinders gaan wys. Of jy die mikrofoon nader bring, wil jy dalk daar moet ons dalk daartoe skuif, as jy reg hierso. Is jy bietjie shy? Why? Why are you shy? Okay, sy gaan vir ons net gou vinnig 'n demonstrasie doen. Okay, kyk gou. As ek hom aansteek, as ons laat. Wag, dat ek vir jou, ek het die duisels het vir my 'n cutting torch gebring. Hierdie ding is willer as die wildtuin. Sy. Dis hy. Okay, kan jy almal die kersie sien? Ja. Wat dink julle gaan gebeur as ek my vingers in hom druk? Gaan ek my vingers brand? Gaan ek seer kry? Okay. So dis dieselfde soos as ons verkeerde besluite maak, dan gaan ons seer kry. Kom ek wys julle gou. Wat hierdie? 'n Ballon. Ons is hierdie ballon. Okay, maar sien jy daar's niks binne. Hoor jy daar's niks binne hom nie? Hy's leeg. Hy's leeg. Wat gaan gebeur as ek hom by die vlammetjie hou? Is dit? Gaan hy bars? Ek weet nie. Gaan ons gou kyk. Wys vir hulle. Kom ons kyk wat gaan gebeur. Daar pop hy. Kom op by. Want hy's leeg. Daar's niks binne in hom nie. Hy's leeg. Hy's empty. Dan ons sit by die kers. Hoe gaan dit? Moet ek seker weer die cutting torch van. Hoor julle hier's ietsie binne? Water. Dink julle hy gaan bars? Hy sal bars. Hy moet Ons kyk bars. of hy gaan bars. Daai's 'n warm vlam, ouens. Dis 'n warm vlam. Hy moet bars. Dink julle nie hy gaan bars nie? Maar wat? Hy gaan pop. 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 Hy gaan nie. Hoekom nie? Gaan nog water. Tannie Larissa, hoekom nie? Hy die water beskerm om soos jou, as jy liefie Jesus in jou hart het, beskerm hy jou teen al die sleg van die wêreld, sien jy? Ons gebrand. Ja. Maar as jy liefie Jesus in jou hart het, as jy gevul is deur die woord en deur liefie Jesus, dan gaan jy nie kan bars nie. Dan gaan die einde aan die wêreld jou nie kan seën nie. Brand. Ja, hy brand my jong, maar hy brand hy pop nie. Dankie Larissa. So in die lewe gebeur dit baie dat daar vuur kom en nou sê ek vuur, daar kom slegte goed oor jou pad. Maar as jy gevul is met die werk van die Heilige Gees en jy gevul is met Jesus, gaan jy pop. Nee, dis dan wanneer jy sterk staan. Dis dan wanneer jy sterk staan. Danie, kan jy dalk vir my asseblief daar opsit? Dis dan wanneer jy sterk staan. Dankie Tannie Larissa, dit is 'n amazing manier net om vir ons te wys dat wanneer jy gevul is met die werk van die Heilige Gees en Jesus en God, die drie enige God, dan pop jy nie so maklik nie. As jy leeg is, wat gebeur? Dan pop jy. Ons tema vanoggend en nou praat ek nie net met die kinders nie, ek praat met almal. Dis so 'n bietjie gefokus op die kinders, maar ek praat met almal vanmôre. Of dis nie ek wat praat nie. Kom ons sê eerder net so, dis nie ek wat praat nie. Dit is die Here wat my net as instrument gebruik. So ons tema vanoggend, as jy met vuur speel, sal jy brand. Wie van julle het al met vuur gespeel en toe moes jy kyk al die hande. En toe moes jy nie met vuur gespeel het nie. En toe brand jy dalk amper jou kamer af. Nee. Jy, ja, kan sien, jy daai gesig sê, daai gesig spreek boekdele, chom. Ja, nee, daai kan ek sien. So julle het al met vuur gespeel. Wie het al regtig gebrand? Ja. Moet jy met vuur gespeel het, toe brand jy regtig. Okay, so dis ons tema vanoggend. As jy met vuur speel, sal jy brand. Kom ons sit hom dalk net aan, Dan.
daar is hy. As jy met vuur speel, sal jy brand. Wie het al met 'n pakkie vuurhoutjies gespeel? En dan wil jy hulle almal so, van is mos cool, nee. Die probleem is, as jy te veel met vuur speel, en jy weet nie wat jy doen nie, dan gaan jy brand. En dit werk ongelukkig vir die mammas ook so. So, jy speel dalk Saterdag golf of rolbal of wat ook al, en dan sien jy, dit raak so bietjie laat. Wat doen ons manne gewoonlik? En ek praat nou met julle ook, ek praat met julle, maar gaan so bietjie met die groot mense ook praat so tussen en so, julle moet maar almal oplet. Wat doen ons gewoonlik? Ons sê vir vrou lief, steek so lank die vuur aan, want dan kom mense braai. Grootste fout wat jy in jou lewe kan maak, is om vir jou vrou te sê, steek so lank die vuur aan. In my persoonlike, en daar sit sy, my persoonlike ervaring is dit dalk nie die beste ding om te doen nie. Maak maar eerder seker jy maak vroeg klaar met golf en jy steek self die vuur aan. Nou dan, vir julle wat dan nou hier, wie van julle het al by 'n kampvuur gesit? Weet julle wat is 'n kampvuur? Lekker, almal pak hulle stoele so uit en dan maak jy 'n lekker groot vuur en die vlamme so groot, julle almal nê, het almal al by 'n kampvuur gesit. Nou daar's min dinge so lekker soos 'n kampvuur. Jy kyk vir die vlamme, dis beautiful, dis mooi. Ons noem dit sommer 'n bosveld TV. Ek noem dit 'n bosveld TV. As ek gaan jag of ek gaan plaas toe, dis my bosveld TV. Dan hoef ek nie 7de laan te kyk. Ek bestaan 7de laan nog. Kyk iemand nog 7de laan. Sorry, dis al wat nou my kop kon inkom. Was 7de laan. Dan kyk ek nie 7de laan nie, dan kyk ek die Bosveld 4, dis my kampvuur TV. Wie van julle het al braaivleis gebraai? Jou pappa. Daar sit hy. Jou pappa. Het jy boetie al gebraai? Hoe het dit uitgewerk? Hy's groot, hy's 18. Ja, en hoe was die vleis? Was dit lekker? O, en jou pa, kan hy braai? O, wie van julle het al self gebraai? Steek op julle hande. Self gebraai. Nou praat ek van, jy moet self die vleis opsit, en jy moet dit draai, en jy moet speserye opsit. Jessie, julle is alraai. Al self gebraai. Het julle al marshmallows gebraai? Dis die lekkerste van die hele lot, nee. Is daai marshmallow braai, en dan partykeer, ek weet, by die jeug aan, en dan druk julle mos daai marshmallow so binne in die vlamme, en dan steek aan die brand, dan gaan hy so, en dan is hy pik swart. En dan eet julle hom. Net, Lumarie, soos net soos daai daarbo is. Dan Lumarie, ek weet, Lumarie maak hom, jy maak hom so swart. En dan haal jy hom af en eet jy die binnekant. Ja, haal jy hom af en eet jy die binneste goed. Sis, man. It's disgusting. Ek weet, maar die buitegoed is disgusting swart. Ja, die buitegoed is disgusting, maar die binnegoed. Okay, binnegoed is lekker. Right, so julle het almal, julle ken almal braaivleis, julle het almal lekker marshmallows al gebraai, lekker. Maar as jy nie versigtig is met daai marshmallow nie, wat gebeur dan? Steek aan die brand. En as hy bietjie brand, wat steek dan aan die brand? Die stokkie. En as die stokkie aan die brand slaan? Jou hand ou. Is jy nie bang nie? O, okay. So daar's gevare. Marshmallows is verskriklik lekker. Dit is lekker om marshmallows te braai, maar as jy dit nie reg doen nie, dan kan jy ook self seer kry en jou hand brand. Daai selfde lekker vuur wat jou bosveld vuur is, daai selfde lekker vuur waarop jy braaivleis gemaak het en waar jy marshmallows opgebraai het. Dink julle daai vuur kan jou ook seer maak? Partykeer dink ons is slim, en dan, ek ken julle mos, as pa nie kyk, dan vat julle nog 'n stompie, en nog 'n takkie, en nog 'n stompie, dan maak julle mos hierdie vuur groot, want hy moet ons groot wees, nee François, maak julle hierdie groot vuur.
Soms dink ons beheer die vuur, totdat die vuur ons begin beheer. Wat probeer ek daarby sê? Partykeer, en nou praat ek met almal, partykeer begin ons die vuur, en die vuur begin ons beheer. Spreuke 6 vers 27 en 28 sê hierdie ongelooflike mooi ding, en ek dink hy praat baie metafories wanneer hy hier sê, dat 'n mens maklik kan brand, as jy jouself met die verkeerde goed ophou. En hy sê die volgende, hy sê, kan iemand vuur in sy skoot dra sonder dat sy klere brand? Kan jy kole, sê julle gou vir my, kan jy kole op jou skoot sit, en jy gaan nie brand nie? Nee, jy gaan brand. En dan sê hy Spreuke verder, kan iemand op warm kole loop, sonder dat sy voete gaan brand? Wie dit al getraai? En dan brand jou skoene. En as jy kaalvoet loop, dan brand jou voete. So eenvoudig so dit. So wat sê Spreuke vir ons? Kan iemand vuur in sy skoot, kan iemand vuur op sy bene sit, 'n stompie wat brand, sonder dat sy klere aan die brand gaan steek? Nee. As jy nie seker maak waarmee jy besig is nie, dan gaan jy brand. En iemand wat dink hy kan op kole loop sonder dat sy voete gaan brand, is dom. Dom, nee. Het wie al dit getraai? Het een van julle dit al getraai? Kole gepak op die grond en dit op het geloop? Wie is dit? Is dit die Indiërs of wie is dit wat dit so doen? Ek het nie 'n idee nie, maar ek het dit net al gesien, wat hulle loop so op die kole, ek het geen idee hoe hulle dit doen nie, maar hulle doen dit. So dit is wat Spreuke vir ons gesê het. Wees versigtig of jy gaan brand. So wat sê dit nou eintlik vir ons, julle? Beteken dit nou letterlik kole en vuur? Wat beteken dit? Ander, sê vir my, wat beteken dit? Wie van julle gaan vir my sê, wat beteken dit wat Spreuke nou net vir ons gesê het? As jy besig is met die verkeerde goed, gaan dit jou brand. Dis wat Spreuke vir ons sê. En nou probeer God ons nie bang maak met Spreuke nie. Hy sê net, hy waarsku ons en hy sê vir ons, kyk mooi, want as jy met die verkeerde goed besig is, dan gaan jy brand. Hy leer ons 'n eenvoudige waarheid. As jy spring, dan gaan jy val. Dis mos waar. Dis waar, nee. As jy lelik praat, wat gebeur dan? Dan maak jy mense seer. O, jou neus groei ook. Okay, Pinocchio. As jy lelik groei, dan groei jou neus ook. Paar mense se neus is baie lank. As jy lelik praat, dan maak jy mense seer. Jou neus gaan groei. Right. As jy jok, wat gebeur dan? Sê 'n bietjie vir my, as jy jok, wat gebeur dan? Word jou neus langer as Pinocchio, yes. Wat gebeur, wat is die belangrikste ding wat gebeur as jy vir iemand jok? Jesus gaan jou straf. Jesus gaan jou straf, goed, wat nog? Jou tong val af, okay. Ek beter dan asseblief net vir nog nooit weer jok nie. As jy jok, dan verloor jy mense se vertroue. So kom ons sê jy het 'n maatjie en jy het iets wat regtig belangrik is vir jou wat jy nie wil hê enige iemand moet weet nie. En jy sê dit vir daai persoon en hulle gaan vertel dit vir iemand anders. Of jy jok vir jou maatjie. Wat gebeur? Gaan hulle jou weer vertrou? Nee, hulle gaan julle weer vertrou nie. So as jy jok, verloor jy mense se vertroue. Wat probeer dit alles vir ons sê? As jy met vuur speel, hierdie is als dieselfde ding. As jy met vuur speel, as jy die verkeerde goed doen, dan gaan jy brand. Right. Wie van julle het TikTok? En nou kan die
Die res kan maar ook oumas, ek weet die 80-jarige mense wat TikTok die hele dag, I know, ek sien julle, ek hou julle dop. Daar is so 'n gedeeltetjie wat sê online, want hy so groen knoppie, so groen kolletjie. Ek hou vir julle dop, ek weet. Wie van julle het gesê nog net 5 minute TikTok? En as jy weer kyk, dan is dit 2 ure. Nee, dan is jy nou al vir 2 ure op TikTok. Wie van julle het al gesê, ek gaan net een keer vibe? Ek gaan net een keer vibe. Bietjie van die ouer is dalk. En dan vir julle wat bietjie ouer is, net een drankie. Net een flying fish. Net eenetjie van daai. Julle, dis net daai een verkeerde besluit. Een verkeerde besluit. Hoe begin 'n vuur? Sommige net so, dan sê die vlamme. Hoe begin 'n vuur? Sê vir my, hoe begin 'n vuur? Met 'n lighter, ja. Wat maak 'n lighter? Jy's naby, maak 'n vlam. Wat is die mooi woord? Hy maak 'n vonk. Hy maak 'n vonk. Hy maak 'n klein vlammetjie. Julle is reg, Domerie, jy's reg. Hy maak 'n klein, daai klein vlammetjie. Wat kan daai vlammetjie maak? 'n groot vuur. Thank you very much. 'n Groot vuur. So daai klein besluit wat jy maak, daai chommie by die skool wat vir jou sê kom ons gaan wyp gou-gou. Daai klein besluit kan 'n groot vuur maak. En nou is dit vir die res van ons ook. Dis 'n klein besluit in jou lewe wat 'n groot katastrofie kan veroorsaak. Net 'n klein dingetjie. Ons dink dis 'n onskuldige boodskapie. Dis 'n onskuldige WhatsAppie. En as jy weer kyk, is daar moeilikheid. Ons dink dis 'n klein besluit, maar ons dink nie mooi aan wat die nagevolge is nie. Dat hierdie klein besluit wat ek nou neem, 'n enorme vuur kan veroorsaak nie. Dink julle het vuur ook in julle? Dink julle daar's vuur binne in ons? Ja. Weet jy nie? Daar's vuur ook in ons. Maar nou is dit nie regte kole en regte vlamme nie. Daar's vuur ook in ons. Daar's kwaad in ons wat ons nie wil los nie. Daar's skinder van maatjies. En partykeer sukkel ek om te vergewe en te vergeet. En dan die belangrikste is, julle hou geheime. En dan die beste verskoning van alles. Julle is gelukkig nou 'n bietjie met skoolvakansie, nê. Maar met eksamentyd nou die dag. As jou ma sê jy moet gaan leer, wat sê jy vir haar? Wat? Sê jy ja? Kom leer asseblief my kinders om ook dit te sê. Want my kinders sê ek sal nou. En dan oor 10 minute is dit alweer ek sal nou. Ons almal speel partykeer met goedjies en ons meng ons partykeer met maats wat besig is met die verkeerde goed. Ons almal meng ons partykeer met die verkeerde goed wat ons hande kan verbrand. Wat slegte goed oor ons lewens kan veroorsaak. Niemand van julle staan een oggend op en sê ek wil my hele lewe vernietig nie. Ek wil nou 'n bad person wees, ek wil die terribleste kind wees wat daar in die skool is nie. Niemand staan so op nie, nê. Niemand van julle nie. Wie van julle het al wakker geword en gesê ek gaan vandag die terribleste persoon wees in hierdie hele skool. Ek gaan almal boelie. Nee, niemand. Goed. Niemand doen dit nie. Vuur begin nie as 'n groot bosbrand nie. In werklikheid begin dit met een klein vonkie. Een klein verkeerde besluit
Een klein verkeerde besluit. Een klein verkeerde besluit. En die ding raak 'n groot brand. Dankie Lomarie. 'n Groot brand. En dan is daar moeilikheid, nê. En wat moet ons dan doen? Water, die brandweer, soos gister hier by die pastorie, dan moet ons die brandweer kry en. Een klein vonkie, een klein verkeerde besluit, en ons moeilikheid. Wat beloof die vuur? Die wêreld sê, hierdie sal jou gelukkig maak. Die wêreld sê, TikTok gaan jou gelukkig maak, Facebook gaan jou gelukkig maak, jou maatjies gaan jou gelukkig maak, 'n vape gaan jou gelukkig maak. Is dit die waarheid? No, not a chance, dankie Lomarie, not a chance, dit lieg vir jou, dit jok vir jou. Jesus vra 'n ander vraag, en ons is amper klaar, ek weet julle timespan kan net so ver gaan. Jesus vra 'n ander vraag. Jesus sê nie net moet nie. As julle nou in die Bybel lees, Jesus sê nie moenie nie net moet nie. Hy sê, hy vra, wat maak jou seer? Wat is skadelik vir jou? Wat is die goed wat nie goed is vir jou nie? Hoekom soek jy die verkeerde goed? Dis wat Jesus vra. So hy is nie die hele tyd judgmental nie. Hy vra vir jou, hoekom soek jy die dinge wat vir jou seer maak? Hy soek nie net jou gehoorsaamheid nie. Jesus soek jou hart. Dis wat hy wil hê. Hy soek jou hart. Elke dag. Net op 'n maandag, as jy 'n skoolopening in die saal het, net dan? Nee, elke dag. Soos dan die Larissa nou vir ons gewys het met die ballon. Elke dag vra hy, vul my met dit. Wie van julle het al gesien as jy 'n lig buitekant aansit, veral in die somer, al die motte kom na die lig toe, het julle dit al gesien? Al die motte vlieg daar teen die lig vas. Ja, jy hoor net tjik die hele tyd. Hoekom gebeur dit? Want hulle soek die lig. Hulle dink die lig is hitte. Hulle dink die lig is vir hulle hitte. En baie van ons leef ook so. Ons maak soos motte. Ons almal gaan net na 'n lig toe. Ons maak soos die res van ons maatjies maak en dink dis cool. Dis fine. Hulle hardloop agter iets aan wat mooi lyk, totdat hulle seer maak, totdat dit hulle seer maak en brand. Het jy al gesien hoe motte dan teen die lig eventually brand en dan val? Dis wat ons baie keer doen. Ons dink die cool maatjies doen die verkeerde goed en ons wil dit ook doen. Wat gebeur dan met jou? Jy word soos 'n mot. Jy word gebrand en jy val ook op die grond. God wil jou vuur verander. Wat wil God hê? Is daar 'n vuur binne jou? Het die Heilige Gees 'n vuur binne in jou gesit? Kom, nou moet julle vir my sê. Ek weet julle timespan is nou verby. It's done. Ek weet, ek was ook 'n onderwyser. Is daar 'n vuur binne jou? Ja. Wat se vuur is dit? Die Heilige Liewies, yes, dankie. En die Heilige Gees, dankie Lomarie. Dis is die vuur wat in jou brand. Wat wil God hê moet jy met daai vuur doen? Net staan en marshmallows braai. Wat wil hy hê moet jy doen met daai vuur? Thank you very much. Die wêreld moet daai vuur sien. Jou maatjies moet dit weet. Jou maatjies moet kan sien, hier is 'n vuur binne my wat brand vir Jesus. Hier's 'n vuur binne in my wat goeie goed doen. Hier's 'n vuur binne in my wat die regte keuses maak. Wie van julle weet wat is die woord integriteit? Laerskool Elof, dis een van julle ek weet, daar's julle Eloffers. Integriteit is om die regte ding te doen wanneer niemand kyk nie. Dis wat die vuur van die Heilige Gees binne in jou wil bring. En daarmee sluit ons af. Jesus het 'n vuur binne in jou gesit deur die werk van die Heilige Gees. En die wêreld moet daai vuur kan sien. Anderste beteken dit niks.
Gebruik jou talente, gebruik jou passie, gebruik jou stem om ander mense op te bou. Jy sien partykeer mense is sad. Wat doen ons? Ons loop verby hulle. Jy kan sien hulle is sad, maar ons loop net verby. Ja, jy moet hulle troos. Jy help hulle. Dankie, Lomari. Ons troos en help hulle. Dis hoe mense die werk van die Heilige Gees en God deur ons sien. Laat God se vuur jou lewe warm maak. Het julle al ooit gesien as dit gebeur nou gereeld? Het julle gesien as gras afgebrand word? Dit het gebeur al 4 keer in die toetsveld. Het dit nou 4 keer met julle veld gebeur? OK. Het julle al gesien as hy afgebrand word? Yes. Hoe lyk dit dan? Pikswart. Pikswart vol as. En dan wat gebeur dan? Gee dit so 'n paar weke, wat gebeur dan? Hoe gebeur dit? Hoekom? Die gras word groen. So vuur en die goed wat baie keer sleg is in jou lewe, die goed wat sleg gebeur in jou lewe is nie altyd sleg nie. Want uit dit uitkom daar nuwe groen goed. Solank ons leer uit ons foute uit. Is ek reg? Is ek reg, maats? Solank ons leer uit ons foute uit, kan daar nuwe gras groei uit donker. En nou sê die Here vir julle vanoggend. Partykeer voel dit vir jou of jou maats by die skool jou afbrand. Dit voel partykeer vir jou of dit swart is en niemand vir jou omgee nie. As die vuur van God binne in jou brand, sal daar altyd nuwe groen gras groei. Verstaan julle dit? Het julle dit? As julle weet met my. Bad things happen. Dis hoe ons toelaat om te gaan staan, om te gaan sit en te gaan bid en vir die Here te vra, maak my nuut. Is nie altyd sleg nie. Vuur maak nuut. Dit gee nuwe lewe. Klaar. Ek sien julle is kriewelrig. OK, ek sluit af met hierdie ene. Nou moet julle mooi luister. Dis die laaste een en ek gaan vir julle 'n storie vertel. Nou ek ken 'n girl, 'n vrou. Sy is vandag so bietjie stok oud. Sy is bietjie stok oud, maar sy is darm nog alright. Ek ken haar van skooltyd af. Nou moet ek vir julle vertel, nee, hierdie girl was moeilikheid. Sy het nie haar huiswerk gedoen nie, nooit het sy huiswerk gedoen nie. Sy het skool gebank, weet jy wat 'n skoolbank? Wat 'n skoolbank? Wat skoolbank? Jy gaan nie klasse toe nie, jy kruip weg of jy gaan kry by die huis weg, nee. Jy glip so terug. Sy het permanent skool gebank. Sy was 13 jaar oud, chom, toe rook sy. Nie vape nie, sigarette. Sy die, yes, Lomari. So sy het nooit skool toe gegaan nie, so sy was nooit slim. Sy was nooit slim nie. Perfek. Sy was nooit slim nie, sy het nooit haar huiswerk gedoen nie, sy het gerook, verkeerde pelle gehad, en toe word sy groot, en nog steeds bad pelle. En die ergste van alles, is sy het nie in Jesus geglo nie. Glad nie. Sy het nie gedink Jesus bestaan nie. Sy het glad nie in Jesus geglo nie. Glad nie. Soos in glad nie. Sy was tussen die bad girls. Al die girls wat die bad goed doen, julle ken hulle by die skole. Die badste van die badste girls, julle ken hulle. Sy was een van hulle. Kom. Sy was een van die badste girls. Sy het nie haar werk gedoen nie, sy het nie in Jesus geglo nie. En een dag, toe ontmoet Jesus vir haar.
Sy is nie stok oud nie, sy is stok jonk, dis reg. En weet jy wie is hierdie Lumari? Dis my vrou. En vandag doen sy haar werk. Vandag kyk sy na 3 beautiful kindertjies. En sy glo in Jesus. Jesus brand soos 'n vuur in haar hart. So van die donkerste van die veld wat afbrand, wat daar swart is, kan daar altyd nuwe lewe kom. My vrou is 'n wonderwerk. Wie is julle vir die wêreld daar buite? 'n Wonderwerk. Ek sê nie julle moet haar voorbeeld volg nie, glad nie. Don't get me wrong. Ek sê nie julle moet nou soos sy wees nie. Ek sê wees soos wat sy nou is. Mag die wêreld daar buite sien, daar's 'n Jesus vuur wat binne in julle brand. Dink julle mense sien Jesus in julle brand? Laaste vraag. Dink julle mense sien Jesus in julle brand elke dag by die werk, in julle lewens? Dink julle daar's 'n Jesus wat mense kan sien? Dink julle so? Kom ons gaan dink 'n bietjie daaroor. Okay. Amen. Kom ons dank die Here saam.